27. Ons is nou sommer in die opnamingskamer, so ons is nou besig om 2 gedeeltes op te neem. En ek hoop, jy het nou lesing 26 en nie die krag van gebed. Hierdie is die krag van gebed deel 2. Daar's die hele reeks. Ons gaan bietjie intiem dieper ingaan met gebed, seker goed van gebed. So dit gaan nogal 'n taamlike reeks wees. Kom ons kyk en vertrou die Here en ek glo jy gaan dit geniet. Moet nooit vervelig raak nie. Dit kan jou net help. Jy kan ander help. Jy's 'n diensnag, jy's 'n leier van God, onthou dit. Dit kan jouself help. Jy kan altyd teruggaan en wanneer jy daarmee werk, help die Heilige Gees en die krag van God jou. Goed. Deel 2, die krag van gebed. Baie gelowiges besef die belangrikheid van gebed, maar hulle vind dit moeilik om hierdie kennis prakties uit te voer. Goed. Een rede is die gebrek aan tegniek. En 'n ander feit is dat hulle toegelaat het dat die wêreldse gesindheid hulle geestelike insig belemmer. So hulle het nog, soos die gesegde sal sê, nog 'n voet in die wêreld, nog 'n voet by die Here. Nog 'n voet by die wêreld, nog 'n voet by die Here. Paulus en Timoteus skryf ons hierdie in 2 Timoteus 3. Sien ons hierdie gedeelte, Paulus praat daaroor, Timoteus praat daaroor. Hy sê iets en hierdie het my laat besef. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor. My liewe mens, ek bid by jou, ek pleit by jou, moet nooit die krag van God en die gebed van krag verloor nie. Hou vas. As daar twyfel aankom, spreek dit aan. Sê ek glo in die krag van God se gebed, of in die gebed van krag, sodat God met my kan werk. Ek dank God dat ons in 'n nuwe era, 'n nuwe dag lewe. Ek gaan vir jou sê hoekom. Want jy sien, ek sien oral, gelowiges is oral besig om te ontwaak en met 'n dors van God. Ek kan dit agterkom, wanneer ek self ook baie kere met mense praat, dan sien ek dit baie duidelik. Ons bid nog steeds vir die sluimerende kerk, die reus. Julle ken die sluimerende reus, die kerk, om te ontwaak. Ek glo ons is herlewing, ek glo ons is in herlewing. Ek weet vir 'n feit, ons is daar. Die Gees van God is besig om sy kinders op te rig en te rig. Jesaja 66 vers 7 en 8, en ek gaan dit gou vir jou lees, jy kan saam met my net lees, is op die skerm. Hoor wat sê in vers 7, geboortepyne kom eers voordat 'n vrou 'n baba in die wêreld bring. 'n Baba word nie gebore as die pyne nie eers gekom het nie. Vers 8, wie het al gehoor dat dit anders kan wees? Wie het al so iets gesien? Word 'n lam in een enkele dag gebore? Of kom 'n volk in een enkele oomblik in die wêreld in? Sion het nog skaars geboortepyne gevoel. Toe is haar seun gebore. Ja, amazing. Wat 'n wonderlike voorreg om vas te staan en te glo aan die Messias. Ons moet begin meer bid dat demoniese vesting geskit kan word. Ek ervaar dit. Ons moet meer bid. Ons krag is baie sterker. Die krag van God in jou is baie sterker as hierdie demoniese krag. Ek wil vir jou sê, die gevangenisse is besig om vry te kom. Net een antwoord. Daar's net een antwoord. Mense vra my maar hoe? Die intensiewe gebede van gelowiges. Wanneer gelowiges, wanneer manne, wanneer vroue, wanneer kerke saam bid, wanneer hulle tot een God bid. Hoor wat sê die woord? As 2 of 3 van julle saam bid, saamstem oor 'n saak, daar is ek in julle midde. Dit is wat ons moet doen, en ons moet dit glo. Ons moet die woord proklameer, ons moet dit spreek, ons moet dit bid. Dinge het in my lewe begin gebeur, toe ek meer tyd in gebede met God deurgebring het. Toe ek gaan afsonder het, na plekke toe gegaan het. Ek het baie kere gery, ek het altyd 'n koppie gehad in Heidelberg. Die winter baie afgesonder. Ek soek maar weer 'n koppie om te gaan. Ek moet sê, dis waar 'n mens 'n breakdown kry. En as ek sê, nie soos 'n voertuig nie, maar daar wanneer jy gebroken is, en daar wanneer jy in 'n mooi manier tot gebrokenheid kom voor God, om jouself te verneder voor die Allerhoogste. En God het
om my begeertes met sy begeertes te vervang. God se begeertes het in my lewe begin gebeur. Gebeure is soos 'n magtige waterval. Dit dring deur tronke en oor kruisberge, dit herstel gebroke huise en lewens, en dit strek verby enige grense wat mense daar gestel het. Mense kan grense stel, maar die gebede en krag van God breek dit. Dit bring God se magtigheid in ons situasies. Geen diensknegt van God kan waarlik suksesvol wees sonder dat hy sy lewe heeltemal aan gebed toegewy het of oorgegee. As jy suksesvol wil wees, moet jy jouself heeltemal oorgee en toewy aan God. In volkome vertroue op die krag van gebed kan ons groot drome van God en vir God droom. Moet nooit dat jou drome te klein word nie. Gebed maak dinge moontlik, omdat die krag, of omdat dit God se krag loslaat in ons omstandighede. Dit is wat besig is om te gebeur. 'n Mens oorwin nie in eie krag nie, maar wanneer ek en jy bid, wanneer ons glo, maak God sy krag los in ons omstandighede. En dit laat God toe om in te gryp in ons lewens. Dit gee God 'n toegang in ons lewens. Ek glo van dat gebed die sleutel tot 'n suksesvolle lewe in my lewe geword het, en hoe ek met God kan praat, waar ek met God praat, enige plek, het dit vir my baie meer suksesvol gebring. Dit het my eintlik baie geestelik en groot geestelik volwasse gemaak. En ek wil gou vir jou die tegniek van dit verduidelik, en ek wil vir jou 2 verse aanhaal. Baie bekend, Jeremia 33 vers 3 kom en dan sê hy, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou groot en ondeurgrondelike dinge gee en wys wat jy nie geweet het nie. Dit beteken jy moet leer om God eerstens aan te roep, as jy wil hê dat daar groot dinge in jou lewe moet gebeur. 2, in Matteus sien ons daar in hoofstuk 14 vers 23, ek kom Jesus en dan gee hy vir ons hier 'n voorbeeld hoe dit werk, en nadat hy die skare weggestuur het, toe wat doen hy? Klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Soos Jesus moet ons onttrek van aktiwiteite, skares en omstandighede. En ons moet baie kere ook alleen saam met God verkeer. Baie belangrik. En God se begeerte vir sy dienaars is om gebedsoldate te wees. Dis sy begeerte. Ek en jy moet bidders wees. Ons moet nie kan sê ons kan bid nie. 'n biddende prediker, hoor gou mooi, laat toe dat die krag van God, of God se krag en teenwoordigheid vrylik in sy kerk vloei en beweeg. Dis wanneer jy weet 'n prediker is binne. God se krag en wysheid sal altyd in verhouding wees met die tyd wat jy in stilte gemeenskap met hom deurbring. Hoor mooi. Dit is 'n goddelike beginsel. Hoe meer jy bid, hoe meer krag sal jy ontvang. Hoe minder jy bid, hoe minder krag sal jy ontvang. Hoe meer jy afsondering volhard en vas, ons gaan nog reeds doen oor gebed en vas, in gebed, hoe meer vrug sal jy in jou bediening van die Here dra, omdat dit in jou gebede is waar jy die geveg wen of verloor. Dankie. So kort lesentjie hierdie is net iets wat ek by jou wil voeg. Ek gaan vir jou 'n bietjie opdrag gee en ek wil hê jy moet meer tyd spandeer en jy moet met dit werk. So ek gaan ook vir jou so 4 vrae nou gee wat ek wil hê jy moet vir my volledig antwoord. Probeer asseblief regtig waar tot jou beste van jou vermoë. Moet dit nie aframmel nie. Hier is maar net baie eerlikheid tussen jou en die Here. Op die skerm sal die vraag dan nou verskyn. 1. Hoe sal dit jou lewe verander as jy meer tyd in gebed spandeer? Hoe dink jy sal dit jou lewe verander as jy meer tyd in God spandeer? So nou gaan jy daar weer moet luister, né? Kyk, 2. Hoe kan ons vrees en twyfel oorwin? Hoe kan ons vrees en twyfel oorwin? 3. Wat is die sleutel tot 'n suksesvolle lewe? Wat is die sleutel tot 'n suksesvolle lewe? 4.
Wat kan gebed vir my doen? Wat kan gebed vir jou doen, vir my doen, wat kan gebed vir jou doen? Geniet dit, werk lekker, gee skrif, bid skrif en geniet dit in die teenwoordigheid van die Here. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.